Flight Mode, 'n geestelike reis na Sinaï. Berei voor vir die hoogste ontmoeting. Kruisdienersles, Parasha Yitro. Kruisdieners, welkom aan boord vandag se vlug. Vandag se reis neem ons hoër as jou omstandighede, hoër as die wêreldse geraas en hoër as alle afleidings en versoekings. Ons eindbestemming, 'n verhouding nader aan God, ingestel op sy frekwensie. Nie terug na Egipte nie, maar vorentoe in vertroue. Maak asseblief jou geestelike veiligheidsgordel vas, jou harte oop, ore oop en selfone op flight mode. Ek sal vandag julle lugvaardin wees, hier om te help, te dien en seker te maak dat ons almal veilig en saam op koers bly. Maak gerus gebruik van die in-flight call button indien jy my benodig. Sit terug, wees teenwoordig en geniet die reis. Welkom aan boord. Om by 'n lughawe aan te kom vir 'n internasionale vlug is belaai met opwinding, maar ook absolute erns. Jy kan nie net opdaag en verwag om te vlieg nie. Daar is protokolle en voorbereiding betrokke. In Eksodus 19 vers 1 tot 2 sien ons hoe die Israeliete na presies 2 maande by Sinaï aankom. Hulle kamp reg teenoor die berg op. Hulle vertrekportaal vir 'n ontmoeting wat die geskiedenis sou verander. Geestelike voorbereiding is deurslaggewend, omdat Abba Vader se teenwoordigheid heilig is. In Eksodus 19 vers 4 sê Abba Vader, julle het gesien hoe ek julle as te ware op die vlerke van 'n arend opgelig het en hier na my toe gedra het. 'n Arend dra sy kleintjies op sy vlerke, nie in sy kloue nie. Dit is sodat enige pyl van 'n vyand eers die ouers sal tref, voordat dit die kind raak. God is die vliegtuig, wat ons nie net uit die gravitasieveld van slawerny of Egipte lig nie, maar ons teen sy eie liggaam beskerm, terwyl hy ons na homself toe dra. Tieners vandag voel dikwels ongereed vir God, omdat hulle dink hulle moet eers perfek wees. Maar om na die lughawe te ry, beteken bloot om tyd af te staan. Jou eerste stap van geloof is nie om self te probeer vlieg nie, maar om op te daag en op sy vlerke van genade te klim. Geestelike volwassenheid word nie in wanorde gevind nie, maar binne 'n gestruktureerde ontmoeting met die Heilige. Vir 'n tiener beteken dit dat die daaglikse roetine transformeer van 'n reeks liekrake gebeure na 'n doelbewuste voorbereiding om die stem van Abba Vader te hoor. Sonder hierdie orde bly ons op die aanloopbaan vasgeval, terwyl Abba Vader ons op vlerke van arende wil oplig. Jy kan egter nie aan boord gaan sonder dat jou paspoort en dokumentasie bevestig is nie. Daarom is ons eerste stop by paspoortbeheer. By paspoortbeheer word jou identiteit en burgerskap getoets. Dit bepaal jou reg tot toegang. Sonder 'n geldige ID is jy gestrand. Kom ons kyk hoe lyk 'n tiener se ID van vandag. Jy is 'n tiener in Yeshua, 'n gekose geslag, spesifiek uitgekies, 'n koninklike priesterdom, 'n volk wat heeltemal God se is, geroep uit die duisternis na sy wonderlike lig. Sonde beskadig jou ID en laat jou soos 'n vreemdeling voel. In Eksodus 19 vers 10 tot 11 moes die volk hulle klere was as simbool van reiniging vir die ontmoeting op die 3de dag. Vir jou vandag is dit die proses van wedergeboorte, 1 Petrus 1 vers 22 tot 23. Jou visum word herstel deur gehoorsaamheid aan die waarheid, wat jou status verander van 'n rebel na 'n koninklike burger. God beveel die volk om hulle klere te was. Dit simboliseer dat vuil klere, ons ou Egipte gedrag, nie in die teenwoordigheid van die Heilige behoort nie. 1 Petrus 1 vers 22 koppel hierdie reiniging aan gehoorsaamheid aan die waarheid. Dit is meer as net 'n uiterlike was. Dit is waar Abba Vader as die groot hartchirurg optree om ons kliphart te vervang met 'n lewende hart wat vir hom klop. Esegiel 36 vers 26. Nou sodra jou identiteit bevestig is, moet jy jou toestel instel vir die vlug. Airplane mode.
die kuns van afsondering. Heiligmaking is in wese die airplane mode van die siel. Dit is die doelbewuste besluit om alle eksterne sterings uit te skakel, sodat jy uitsluitlik op die pilot se frekwensie kan inskakel. Airplane mode is 'n funksie op jou slimfoon wat koneksie met grondtorings afsny, sodat die vliegtuig se navigasie nie gesteer word nie. In Hebreëus noem ons dit kadosh, heiligmaking, om afgesonder te wees vir 'n spesifieke doel. Om afgesonder te wees beteken om jouself strategies te posisioneer waar God se sein die suiwerste is, weg van die signal jammers van die wêreld. In Eksodus 19 vers 12 tot 13 stel Abba Vader grense rondom die berg. Dit is nie om mense uit te sluit nie, maar om hulle te leer dat sy teenwoordigheid heilig en afgesonder is. Om airplane mode op jou lewe toe te pas, beteken om die wêreld se syne, sosiale media, opinies, geraas, af te skakel. Hierdie syne veroorsaak navigational interference met jou interne GPS, die Heilige Gees. As jy nooit jou lewe op flight mode sit nie, gaan die geraas van die wêreld die klank van God se shofar verdof. Eksodus 19 vers 16 tot 19. Sonder doelbewuste stilte en afsondering sal jy nooit die koördinate van jou roeping by die vlieënier hoor nie. In Eksodus 19 vers 1 tot 6 beskryf Abba Vader hoe hy Israel op arensvlerke na homself toe gedra het. Wanneer 'n vliegtuig in die lug is dit steeds in die atmosfeer, maar dit beweeg bo die verkeer en geraas van die grond. Airplane mode gaan nie net oor stilte nie, dit gaan oor intimiteit, die plek van afsondering waar God werklik is en waar sy stem die statiese geraas van die wêreld verdring. En wanneer die wêreld se geraas stil word, word die vlieënier se stem in die kajuit jou enigste prioriteit. Kom ons bespreek nou bietjie wie is die bemanning. In 'n vliegtuig plaas jy jou lewe in die hande van 'n span wat jy nie sien nie. In die gees is daar 'n goddelike orde wat ons veilig dra. So ons het die vlieënier wat Abba Vader is. Hy is die kaptein op die hoë en verhewe troon, Jesaja 6 vers 1 tot 3. Sy heerlikheid vul die hele aarde en hy ken die koördinate van jou toekoms. Dan het ons die co-pilot wat Yeshua is. Hy het mens geword om tussen die passasiers te sit, Johannes 1 vers 14. Hy ken die turbulence van menswees, maar reageer met geregtigheid. Ons het ook die interkom wat die Heilige Gees is, en dit is die stem wat ons leiding gee. En dan natuurlik ook die bemanning, ons leierskap. In Eksodus 18 sien ons hoe Jethro se advies aan Moses om leiers oor duisends, honderds, 50s en 10s aan te stel. Dit is die delegering van gesag wat ons later in Lukas 10 sien wanneer Yeshua die 70 disippels uitstuur om die las van die bediening te deel. Hierdie bemanning is die mentors en leiers in jou lewe. Tydens turbulence moet jy onthou dat die vlieënier 'n radar het. God se alwetendheid sien deur die dik wolke van angs en onsekerheid. Vertroue beteken jy hou op in die kajuit in te hardloop en die stuurwiel by die kaptein te probeer vat. Terwyl ons vlieg, sorg die vlieënier vir alles wat ons nodig het. Kom ons bespreek nou die in-flight service wat hierdie lugredery aanbied. Op 'n vlug is kos, suurstof en veiligheid die lugredery se verantwoordelikheid, nie joune nie. Ons het kos wat manna is, die woord van die Here wat vir ewig bly, 1 Petrus 1 vers 25. Dit is jou daaglikse in-flight meal. 1 Petrus 2 vers 2 tot 3 moedig ons aan om te smag na suiwer geestelike melk. Dit is die brandstof van die woord wat ons help om te groei tot volwasse verlostes wat die hoogte bo die wêreld kan handhaaf. Dan suurstof. Dit is die asem van die Heilige Gees. Wanneer die wêreld se druk verander, hou sy teenwoordigheid jou longe vol lewe. En dan die gordel van gehoorsaamheid. Dis die 10 gebooie. Eksodus 20 en dit is jou safety belt. Baie tieners dink God se reëls is 'n tronk. Maar dink aan 'n veiligheidsgordel tydens ernstige skommeling. Dit is nie daar om jou vryheid in te perk nie,
maar om jou in die sitplek van intimiteit te hou, sodat jy nie uit die vliegtuig val wanneer die storms van die lewe tref nie. Gehoorsaamheid is sekuriteit, nie slawerny nie. Dis hoekom jy jou veiligheidsgordel moet vasmaak. Maar die doel van die vlug is egter die landing, die oomblik van die finale verbond. Ons sal dit volgende bespreek. Die landing op Sinaï op die 3de dag is deurslaggewend. In die Bybel is die 3de dag altyd die dag van opstanding en transformasie. Dink aan Abraham, Jona en Yeshua se opstanding in Matteus 28. Sinaï was nie 'n regshof nie. Dit was 'n troue. Die 10 gebooie is die ketubah, die huwelikskontrak of huweliksbeloftes van die bruidegom, Abba Vader, aan sy bruid, Israel en ons. Hierdie 10 gebooie is Abba Vader se belofte van getrouheid aan jou. Dit is die flight manual vir 'n suksesvolle verhouding. Kom ons breek dit in 2 groepe. Eerstens het ons gebod 1 tot 3, wat prioriteite hanteer. God moet die eerste plek op jou dashboard inneem. Geen ander gode of afgode mag jou aandag van die pilot aftrek nie. Dan het ons die 4de tot die 10de gebod, jou geestelike gedrag en jou geskikte gedrag. Om God se naam te eer en die Sabbat as 'n rusdag te vier, verseker dat die atmosfeer van die vlug heilig bly. Die flight manual is daar om jou te beskerm, nie om jou vas te bind nie. Dit berei ons voor vir die take-off en landing en ontmoeting op die berg. In Eksodus 20 vers 18 tot 20 was die volk bang vir die rook en donderslae. Moses sê, moenie bang wees nie. God het gekom sodat jy ontsag vir hom kan hê. Daar is 'n massiewe verskil tussen bang wees, soos vrees vir straf, en ontsag te hê, vrees om die verhouding met die bruidegom te skade. Jou uitdaging as tiener is om te skuif van die vrees om gevang te word, na die vrees om die hart van die een wat jou liefhet, seer te maak. Jy staan voor 'n keuse. Gaan jy op 'n afstand bly staan as 'n toeskouer van God se krag? Of vertrou jy die pilot genoeg om deur die turbulence tot binne in die donker wolk van sy teenwoordigheid te beweeg? Transformasie gebeur nie op die aanloopbaan nie. Dit gebeur in die wolke. Nou is dit tyd vir ons pre-flight checklist en jou uitdaging vandag. Paspoort check. Het ek vandag my identiteit as koninklike priester bevestig, of het ek soos 'n weeskind van die wêreld opgetree? Switch to airplane mode. Identifiseer een wêreldse app of gewoonte of stem, soos TikTok of negatiewe praatjies of jaloesie, wat jy vir 15 minute per dag doelbewus gaan afskakel, om op die pilot se frekwensie in te skakel. Check your pilot connection. Spandeer tyd aan die ketubah. Lees Eksodus 20 en vra vir Abba Vader, wat is u prioriteit vir my vandag? Is jou frekwensie vandag op God ingestel? Confirm your seat. Onthou dat jy nie toevallig 'n passasier is nie. Jy's 'n lewende klip. 1 Petrus 2 vers 5. Jy hoort op hierdie vlug as deel van God se koninklike priesterdom. Prepare for the heart surgeon. Vra Abba Vader om enige kliphard areas in jou lewe vandag uit te sny en te vervang met sy waarheid. Kom ons bid saam. Abba Vader, kaptein van my siel, ek gee vandag die stuurwiel van my lewe aan u. Dankie dat u my op die vlerke van arende dra, beskerm en veilig. Ek verklaar vandag dat u my eerste prioriteit is. Vergewe my asseblief vir die geraas in my lewe wat u stem verdof het en help my om in airplane mode te lewe. Ek aanvaar u ketubah en kies om in 'n verbond van intimiteit met u te leef. Dankie vir die veiligheidsgordel van die woord wat my bewaar. Reinig my hart en my gedrag deur u waarheid. Ek kies vandag om nie op 'n afstand te staan nie, maar om u teenwoordigheid op die berg te soek. Ek vertrou u met die koördinate van my lewe. In die naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom.